Groot Johannes Evangelie boek 3 en ons gaan aan met ons gesprekke wat ons nou gister gehad het, waar Yeshua vir ons baie lig gegee het op die gebod oor die onkuisheid, en ek dink ons het ook baie insig daaroor gekry vandag in die moderne tyd, waar hierdie dinge baie erg is, en dat ons baie ernstig daarna moet kyk in ons lewens, van baie van die probleme wat mense vandag met kinders het, is nie die kind nie, dis die ouer, wat buite die kuisheidsorde opgetree het, maak nie saak wanneer nie, voor huwelik, tydens die huwelik, tydens swangerskap, baie van die goed het 'n invloed op die kind se gedrag verder. En daarom moet ons dan ook verantwoordelikheid neem vir alles wat gebeur het. En moet ons dit voor Yeshua bring, sodat hy dit kan afskryf, die sonde kan vergewe, en daarmee saam ook die straf wat daarmee loop, kan afwen. Nie net van jou af nie, maar ook van jou nageslag. En dit is baie belangrik as ons weer ons nageslag wil terugkry in Vader se orde. Maar nou ja, hulle het klaar gepraat, toe gaan hulle nou na die ete toe, en ons gaan nou aan, en hier is nou beredenerings van hierdie mense, wat nou fariseërs was, ander was nou hierdie ryk Judeërs wat in Persië gewoon het, en ek het dit goed gedink dat ons deur dit werk, maar ek het nie alles ingesit nie, ek het 'n klomp van hulle redenerings, het ek uitgesny, want dit is vervelig en dit is ook nie leersaam nie. Maar hierdie mense is hoofsaaklik vandag die intellektueles, die mense wat hulle baie slim ag. En dit is baie moeilik om hierdie slim, hooggeëerdes en hooggeagtes in die wêreld hierdie eenvoudige leer van Yeshua by te bring. En dis hoekom hulle bietjie sukkel. Maar uiteindelik kry hulle die lig. Waar hierdie mense heen gegaan het om al hulle kennis te kry, was maar hoofsaaklik Griekeland en Egipte. Dit is waar die hooggeleerde wêreldwyses gesit het. En dan het hulle baie dinge geleer daar, soortgelyk wat ons mense vandag nog leer, wat so baie boeke bestudeer, en ek kan dit maar noem, boeke wat deur Zachariah Sitchin geskryf is, oor die Sumeriërs, en waar daar 'n hele plaasvervanging nou ingekom het, waar die Vader, Yahweh Skepper, nou vervang word met 'n groep engele wat met 'n ruimteskip hier aangekom het. En daai selfe goed kry maar uit die Egiptiese leerstellings en dinge uit. Mense lees en verkondig boeke soos geskryf deur Erik von Daniken, versprei hulle as absolute waarheid, dat daar baie groot dinge plaasgevind het, lank voordat ons eintlik, ons geskiedenis van Adam is maar 6000 jaar terug. Maar van daardie ander beskawings weet ons eintlik niks nie. Behalwe dat ons die getuienis kry dat dit daar was. Daar is ook nie 'n sekerheid oor die ouderdom van hierdie beskawings nie, of die doel van daardie beskawings nie. Maar vir ons is die geskiedenis van Adam tot nou, soos in die Bybel vir ons gegee, aangevul deur die nuwe openbaring, veral die huishouding van Elohim. Dis vir ons belangrik. In Engels word dit genoem the history, the history, Vader se verhaal, van toe hy Adam en Eva op die aarde geplaas het. Al hierdie ander reuse en allerhande versteekte beskawings en goed wat was of nie was nie, of moontlik was, al daai goed is nie vir ons van belang vir ons redding nie. Omdat hy nie daaraan aanraak in die Bybel nie, hy raak ook nie daaraan in die nuwe openbaring nie, is dit vir my genoeg rede dat ek my liewerste nie daarmee moet ophou nie. En dit is hierdie manne wat ons nou het, waaroor ons nou vandag gaan gesels. So ek het dit 'n bietjie kort geknip, en dan vat ek Yeshua se verklaring oor hoekom hulle nou nie heeltemal sy leer van waarheid kan aanvaar nie, die gee ek dan volledig deur.
want Joshua se woorde is lewe. Maar ons moet tog weet waarop hierdie mense hulle gly. En die opskrif sê dit dan vir jou stryd van die Fariseërs oor die goddelikheid van die meester, hoofstuk 2:1-6. En ek moet nou nog die intellektueel of die Zacharias Sitchin aanbidder kry, wat glo dat Joshua 'n goddelike wese is. Hulle bestaan nie. Hulle glo glad nie in hom nie. En dit is waar alles gly, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. As jy Joshua nie het nie, het jy nie die waarheid nie, punt. Maak nie saak hoeveel waarheid jy dink jy het nie. Dit bly nog altyd 'n bespiegeling en afleidings, op grond van miskien opgrawings en ander bestaande goed, maar dit bly nog steeds bespiegelings. Ek sien selfs van ons mense, het allerhande goed plaas hulle oor die ontstaan van die piramides. Jy hoef dit nie te doen nie. Dit is in die nuwe openbaring in die boek Evangelie van Johannes. Sê die engel Raphael hoe die piramides ontstaan het en wat die doel was daarvan. So dis nie meer vir ons 'n geheim nie. En dit is ongelukkig wat hierdie mystici vir ons wil kry, is dat daar sulke groot geheimenisse op die aarde is waar ons Skepper Vader nie eintlik mee betrokke was nie. Hy was met alles betrokke en hy het alles toegelaat. Want nie alles na die val van Lucifer is vir ons heilsaam nie. Definitief nie. Vir ons is net Joshua se woorde heilsaam. Punt. Met alles wat daar na die aandete op hierdie Sabbat gebeur het, sou toch wel 'n totale dagtaak moet vervul het. Maar 'n mens hou in die hemele nooit op om goed te doen nie. Net soos die hel ook nooit ophou om kwaad te doen nie. En so word daar vir hierdie Sabbat ook nog iets baie besonders vir die einde bewaar, waar daar voor middernag nog werk verrig moes word. Onder die 50 Fariseërs aan die hoof met die owerste Staar en met ons reeds bekende spreker Floran, het daar 'n verskil van mening ontstaan. Hier het ons nog volgelinge gehad, wat half in die ou leer vasgesit het, wat in die tent van Oram tydens die storm nog allerlei twyfel uitgebroei het, en die manier waarop die lyke nou neergelê word, onthou met koppe na onder toe, en hulle word nou 'n hele nag daar buite gelê, bevestig baie van hulle twyfelagtige opvattings oor my en my dade. Die verskil van mening wat hulle gehad het ontstaan, omdat hulle meerendeels baie nadruklik aangeneem het, dat ek 'n buitengewone profeet was, 'n soort Elia, terwyl 'n minder verligte deel gemeen het, dat ek ondanks alle kennis van die skrif, slegs 'n leerling was uit die katakombes van Egipte, en in die tempel te Karnak, die wysheid en die egte magie of towery geleer het. Dit sou ook die rede wees vir my warm onthaal deur die Romeine, want by die Romeine het die egte magiërs of towenaars meer aansien as hulle gode, omdat die Romeine sulke magiërs as vinger van die god Zeus aansien, wat op 'n manier onder die mense werk en baie aansien het met die hoë menere. Die Romeine was egter baie verstandige mense en het geweet dat die Judeërs eerste vertrou was as hulle met siel, bloed, huid en haar Romeine geword het. Dit is hoe sleg die Joodse geloof of die Judeese geloof op daai stadium bekend was aan die Romeine, want hulle het met hulle te doen gehad. Hulle het hulle land oorgeneem. Maar hulle het almekaar met hierdie ouens het hulle moeilikheid gehad, nie net met die hoë priesters nie, met al die Fariseërs. Hulle was ontsettend geldsugtig, wreed, en dan selfs ook hulle vriend, koning Herodes, wat 'n koning was onder die pag van die Romeine. En van al die volke wat die Romeine oorwin het in daai tyd, was hierdie die moeilikste volk om te kan beheer. Want hulle was net nie tevrede met wat oor hulle gekom het nie. Uiteindelik het hulle ontevredenheid daarop uitgeloop
dat hulle totaal en al verwoes is in 70 na Messias, en dat daar nie 'n steen op mekaar gebly het nie. En ons sien vandag dat dit weer in vervulling gaan. Daai klomp Perse bom daai land nou, dat daar nie meer 'n steen op mekaar gaan oorbly nie. So, iewers het hulle maat ook nou vol geword voor Vader. Al hulle boosheid. En hulle boosheid hier in hierdie tyd was redelik beperk tot Judea en 'n paar van die omliggende gedeeltes. Maar hierdie boosheid nou in die 2026 van die Jood wat nou sy oordeel moet eet, is oor die hele wêreld. Die hele wêreld het hulle gekontamineer met hulle vuil pornografiese gemors, hulle LBGT goed, al hulle geld woekery om die hele wêreld basies slawe van hulle rente te maak, en al hulle oorloë en hulle moorde. Daar is feitelik nie een groot leiers wat vermoor is in hierdie wêreld, waar hierdie Judeërs, waarvan hierdie mense wat Joshua nou hier noem, nie agter dit gesit het nie. Op die ou einde was hy was eerste minister, Hendrik Verwoerd ook vermoor, deur dieselfde mag wat daar agter gesit het. Dit is alom bekend dat die CIA dit gedoen het, die CIA word deur die Jood beheer. En so ook alle ander moorde reg deur die wêreld het hulle gedoen. Hierdie mense stuit vir niks nie. En daarom in die Romeine hulle nooit vertrou nie. En ons gaan verder en dan kyk ons na dieselfde dinge wat ons nou ervaar. Dit kon die maklikste bereik word as 'n mens die Judeërs deur so 'n aartsmagier uit die skool van Karnak bewerk, omdat hulle daarvoor bekend gestaan het dat hulle baie verslaaf was aan wonderwerke. Dit moes egter wel so gebeur dat die Judeërs daarin ook hulle Moses en hulle profete terugvind. En dit gebeur nou sigbaar met die beste resultaat ter wêreld. Want hy wat hom nie laat bekeer deur woorde en wonderwerke nie, vir hom was menige Romeinse krygssoldate altyd volledig paraat om hulle met vrees te bekeer. Daarom word daar ook met elke geleentheid so fel moontlik teen die tempel te Jerusalem te kere gegaan. Alle moontlike moeite word gedoen om die slegte dinge na vore te bring, terwyl 'n mens die goeie dinge argeloos laat verbygaan en ook met geen enkele woord daaroor praat nie, hoewel dit tog bekend was hoeveel goed by die tempel altyd verrig het. Nou dis die beredeneringe daai tyd, is dat hulle maar gefokus het op die slegte dinge wat die tempeliere doen, maar sê hulle het ook goeie dinge gedoen. Ek weet nie van 'n lys van goeie dinge wat ek kan opnoem nie, maar ons aanvaar dat die boom, die tempel van daai tyd, 'n boom van kennis van goed en kwaad was. Want hulle kan nie net kwaad doen nie, want dan sal die mense dit herken en vlug. So dis wat Satan doen, hy vermeng altyd die goeie met die slegte, die ware met die leuen. Nou oor towenaars, in ons land het die mense ook, in my tyd, ek weet nie of dit nog vandag so is nie, het hulle 'n groot affiniteit vir towenaars gehad. Ek het in 'n klein dorpie groot geword en daar het elke paar maande dan 'n boereorkes en 'n towenaar verbygekom. En is die mense dan verstom oor hierdie ou se wonderwerke. Hy laat mense selfs in die lug opreis, dan trek hulle so 'n hula hoop deur hom en daar's nou glad nie aan die grond gebind nie. En al hierdie goed het die mense se oë laat rek. En het mense dan onwillekeurig het hulle van die geloof afgetrek. En het hierdie mense 'n vereringsstatus gekry. Soos wat ons in hierdie land hulle TV-programme gehad. Wat is daai towenaar? Martino. Die mense het die ou aanbid. En in Amerika is daar 'n ander ene, David Copperfield.
wat alles met behulp van duiwelse magte gedoen het. Hy het wonderbaarlike dinge gedoen, en dan glo die mense vas daarin, en dan trek hulle dit weg, van die almag van Vader en sy woord, Yeshua. En dit is die doel, en dit was maar net so aktief in daai tyd, het dit gebeur. En ons moet vandag seker wees dat hierdie dinge, al is dit tot jou vermaaklikheid, want dit was vir ons aangebied daai tyd as 'n vermaaklikheid. En ons het nie vermaaklikhede gehad nie. Daai tyd was daar nie TV's nie. 'n fliek was 'n laken iewers aan 'n skoolgebou se muur, en dan sit jy in 'n kar en kyk na dit. Dit was groot stories, dit was die hele dorp het daai aand uitgegaan. En wanneer mense gekom het met towenaars en orkeste, dan het jy, almal was daar, en het hulle hierdie manne aangehang. So, vandag vind baie van hierdie goed plaas, sonder dat jy dit eers weet, op jou skerm van jou foon of jou rekenaar. En wat mense hulle verstom, oor wat die basies die magte van hierdie mense is. Maar intussen is dit presies ook net so, dis magie, dit is make believe in Engels. Dit is nie waarheid nie. En natuurlik word dit nou met kunsmatige intelligensie tot groot hoogtes gevoer. En ons moet besop dat ons nie daaraan verlore raak nie. Staar en Floran, wat meer as die ander 'n beter mening oor my en die Romeine gehad het, het wel moeite gedoen om hulle kollegas dit uit die hoof te praat, maar hulle het nie baie bereik nie, ondanks die feit dat hulle my geweldig baie opgehemel het as 'n profeet wat vergelykbaar was met Elia. Nou, dit is nie wie Yeshua is nie, hy is nie 'n profeet nie, hy is die seun van God, hy is God self. Want die Arabiere, die moslems glo ook dat hy 'n profeet is, gelyk met Elia. En dit is 'n groot mistasting. Die teenparty sê, kyk maar eers daar hoe die 9 drenkelinge, medies vakkundig met die koppe heuwelafwaarts en die gesigte na die grond toe neergelê word. Waarom moet dit so wees? 'n Elohim, God is almagtig genoeg om ook sonder sulke toebereidsels die drenkelinge weer lewend te maak. As sulke suiwer mediese voorsorgmaatreëls egter getref moet word om die drenkelinge uiteindelik weer in die lewe terug te bring, is daar tog met die suiwer wonderdoenery wel 'n steekie los. Ook die 3 wat vroeër opgewek was, moes in die kamer gebring word om nie in die koel naglig te lê nie, en ook om die volgende môre beter en frisser daar uit te sien. Ons het dit nou wel goed deurgekyk. Ook klomp kritisie. Floran vra hulle egter wat hulle van Raphael dink, wat tog wel die ongelooflikste wonders gedoen het. Dit bring 'n aantal weer tot besinning en hulle weet nie wat om daarop te sê nie. Nou sê Floran, ja vriend, ek sou geen ernstige groot goudskutter daarop verwed, dat beide hierdie mense, dis nou Yeshua en Raphael, as dit werklik noodsaaklik sou wees, ook nie 'n wêreld uit niks sou kon skep nie. Ek sou dit egter werklik nie dat dit daarop sou uitloop nie. So ook hy het ongeloof, dat Yeshua nie in staat is om iets uit te spreek nie. Staar sê ek ook nie, want beide het al vir my te groot dienste bewys. Tevens by beide kom in alles dermate 'n groot wysheid tot uitdrukking, dat al my kennis en al my ervaring in die niet versink. Maar waar so groot wysheid sigbaar is, werk Elohim se gees, vir wie niks onmoontlik is nie. En dit is werklik so. Vir God, Elohim is niks onmoontlik nie. Laat ons onsself echt maar eers herinner waartoe Elia en Moses alles in staat was. Dan sal ons onsself daardeur ook kan voorstel, hoe hierdie twee juist deur dieselfde almagtige gees, hulle onverstaanbare wonderdade altyd met volledige sekerheid volbring het. Wel, wat beteken dit dan? As ons weet, dat die dinge maar net vir die almagtige gees van Elohim moontlik is,
wat vir alle mense onmoontlik is, dan is dit baie eenvoudig dieselfde gees van Elohim God, wat werksaam is, wat eers die aarde uit niks tot aansien geroep het, en later die wonderbaarlikste dinge deur Moses en Elia laat doen het. Bovendien het ek nog 'n opmerking, en ek vra julle, waar, buite die kringe van die kinders van Israel, het daar ooit 'n volk bestaan, wat in wysheid en krag meer barmhartigheid gekry het as ons, as egte nakomelinge van Abraham, Isak en Jakob. As iemand dus in die huis van Jakob die ware wysheid en haar krag nie kan vind nie, waar sou hy dan andersins dit kon doen en vind? Ek weet ook wel iets oor die geheime skool van Egipte, en wat daar geleer word. Ja, die skool in Karnak kom miskien wel tot in die voorhof, maar in die allerheiligste, die binneste, kom hulle werklik nooit nie. En wat hy basies hier sê, dat hierdie Egiptiese skool in Karnak kan wel baie materiële en aardse kennis vir jou bybring, maar in die innerlike gees, die allerheiligste, kom hulle nooit nie. Want daardeur het jy Vader nodig in daai tyd waar Yeshua nog nie gesterf en opgestaan het nie. Het hulle deur die Levitiese orde wat in die huis van Jakob en die 12 stamme gegeld het, later toe net in die stam van Juda en Benjamin, die huis van Juda. Buite dit kan jy dit nie kry nie. Maar by hierdie twee kan jy met die eerste oogopslag sien dat hulle presies so vertroud skyn te wees met die allerheiligste binneste, soos wat 'n huisvrou vertroud is met haar spens. By 'n huisvrou wat sorg dra vir haar huishouding, kan 'n mens dadelik aan haar opgewekte gesig sien dat die spens goed voorsien is. En by beide kan 'n mens ook baie goed waarneem, as 'n mens hulle gesigte maar 'n klein bietjie bestudeer, dat hulle heeltemal vervul is met opgewekte en sorglose rus. Baie insiggewend dat hy hier die goddelike gees in Yeshua en Raphael vergelyk met 'n huisvrou en haar spens, wat dan vir ons net weer 'n bevestiging gee van die gees se goddelike vroulike eienskappe. Wie so 'n wysheid en mag besit en met so 'n werklike goddelike rus die wêreld kan inkyk, en vir wie 'n rasende storm net so weinig verontrus soos ons eerste winter wat die aardsvader Adam beleef het. Hy is in die allerheiligste self reeds 'n meester en vrye gebiede. Hy het geen wysheidskool in Karnak nodig nie, omdat die gees van Elohim self hom 'n beter een in sy hart gegee het. Dit is my mening en nou ook my vaste geloof, en dat die geloof van my goed is, sien ek daarom dat ek ook 'n baie goddelike en vrye rus in my hart begin te voel, wat ek nog nooit voorheen gevoel en ondervind het nie. So hierdie aardsfariseer ervaar nou in sy allerheiligste, in sy gees, ervaar hy nou Vader se gees, wat natuurlik deur Yeshua se lering en sy optredes moontlik gemaak was, waar hy in sy nabyheid gekom het. Onthou, hulle het uitgegaan aanvanklik om Yeshua te jag en om gevangene te neem. Ek kan vir julle, as julle gewese owerste, weliswaar nie die geloof en die gevoelens oplê nie, omdat dit nie kan en nooit op te lê is nie. Maar ek kan julle wel sê dat die sake so staan, en dat julle met julle Egiptiese skool sonder leidraad in die duistere katakombes ronddwaal. En dit sê ek ook vandag op hierdie band vir al hierdie mense wat absoluut hang aan hierdie Egiptiese geheimenisse en verborgenhede. Dit behoort alles by die Babyloniese verborgenhede wat Openbaring van praat, die hoer met haar geheimenisse, en al die geheime organisasies wat hierdie goed opblaas tot aanbidbare entiteite. Al hierdie dinge is vandag
daar geplaas deur Satan om die mens van die waarheid van Yeshua weg te kry. Vat nou maar byvoorbeeld die alsiende oog van Horus. Die oog wat altyd op die piramide is, dan het jy die oog daar amper bo in die boonste derde. Al daai goed is 'n verdraaiing van wat werklik bestaan. Dat die skepping van die mens was 'n materiële skepping, 'n liggaam, vleis, maar binne-in 'n eteriese, geestelike skepping, naamlik die siel. En die siel het hierdie punte, ons noem dit krone, of chakras. Al wat die woord chakra net beteken is 'n wiel, dis 'n energiepunt wat draai. Hierbo is die barmhartigheidseed, en hier voor by jou kop, by almal van ons, is die liefdeskroon, wat dan jou geestelike oog oopmaak, en daardeur sal jy dan in die geestelike dimensies kan sien. En dis hoekom hulle so gewag maak van daai oog, want hulle het ander maniere om daai oog oop te maak, wat hulle deur Satan gehelp word. Die verskil is net, as ons geestelike oog oopgemaak word, sien ons tot in die hoogste goddelike dimensies in, sover as wat Vader jou sal toelaat, volgens jou vlak van geestelikheid. Maar die wêreldmens wat hierdie alsiende oog nou gebruik as teken en dit eintlik aanbid, hy kom net in die dimensies van Satan, kan hy inkom. So hy sien net die laer energie, hy sien net die materiële dinge, soos hierdie ou gesê, die bly in die voorhof. Jy kom nooit dieper nie, want jy kan nie. Die enigste een wat jou lei deur om in die geestelike realms te kom, is Yeshua self. En hy moet in jou hart wees. En as hy in jou hart is daar nie plek vir ander ouens nie. Definitief nie ander teorieë wat hy nooit vir ons gegee het nie. So, maak julle oë oop. Nie alles is oorspronklik sleg vanuit Satan nie. Baie van die goed het hy gevat en verdraai. En nou is dit 'n baie slegte konnotasie wat die ding kry. Ons gaan verder. Maar by hierdie twee is ons by 13. 19, ekskuus. Staar sê weer, vriend, as dit jou al so verontrus, dan verwonder ek my baie daaroor of jou geloof in Yahweh uiteindelik al nie lankal verontrus was nie. Terwyl jy die langsame groei van plante, diere en mense tog reeds goed genoeg bestudeer het. Waarom moet die almagtige gees van Yahweh sulke hinderlike voorsorgmaatreëls tref? Dit gaan nou hier oor hulle gekerm, oor hoekom hy die mense gelê, die dooies, met hulle koppe afwaars. Daai mense is nou nog nie opgewek uit die dood uit nie. Dit sou eers die volgende dag gebeur. Ons sal daarby uitkom. Nou sê hierdie ou se argument, ja, maar jy kerm nou oor die mense wat so geplaas word. Hoekom kerm jy nie oor die plante en die diereryk nie? Ja. Waartoe het hy eintlik bome, struike en plante nodig om verskillende soorte vrugte langsam daarop ryp te laat word? Hy hoef maar net te wil en dan kan dit ryp uit die hemel op die aarde val. Waarom 'n akker op die aarde? Laat die gees van Elohim liewer die suiwerste en rypste koring uit die hemel laat reën, en nog liewer dadelik maar 'n goeie en lekker brood. Waarvoor die verwekking by diere en mense? Waarom moet 'n mens eers heeltemal hulpeloos en so swak soos 'n muggie gebore word? Laat hom tog dadelik sterk wys en van alles voorsien op die aarde val. Dit is vrae waarmee jy so 'n mens kan konfronteer. Vind jy dit nie dat dit vir die almag van die goddelike gees baie verstandiger en waardiger sou wees as die bekende langsaamheidsweg, waardeur 'n hongerige kind 'n paar weke lank na 'n boom moet kyk, voordat die vrugte aan die takke ryp word? Hoe sou, terwille van die welsyn van hulle kinders, 'n besorgde ouerpaar hulle nie verheug het, as die kinders reeds vol wysheid, soos 'n Samuel op hierdie wêreld sou gekom het nie? Maar hulle moet onder baie pyn gebore word,
En dan duur dit minstens 12 jaar voordat 'n kind dit so ver gebring het, dat hy geskik is vir 'n hoër soort onderwys. En dan moet hy tot die volwasse leeftyd alle ywer aanwend om die nodige agtergrond te verkry in 'n bepaalde kuns of wetenskap. Vind jy dit goed passend vir die hoogste wysheid of die goddelike gees? Maar as dit alles die eindelose goddelike wysheid niks laat inboet nie, hoe kan jy hierdie profeet nou kwaadlik neem as hy die 9 lyke medies korrek laat neerlê? Spreek nou, vriend. Hierdie teenstander wat Boerel eet sê, ja, vriend Staar, jy het gelyk en ek sien die onbelangrikheid van my vroeë bewering baie goed in. Staar sê, die groot meester, daar, gaan na hom toe en ek weet jou dat hy dit presies vir jou kan vertel. Want vir my gaan jou vrae te diep. Ja, so diep dat ek dit byna dom sou kan noem. Maar nie omdat dit werklik dom is nie, maar slegs omdat my onbegrip dit dom vind. Einde van die hoofstuk. So dit is nou maar die redenasies oor hierdie slim mense. En ons kry dit vandag maar nog, dat mense die skepping afkraak en definitief vir Yeshua afkraak, so ver as hulle kan. En daarom kan hulle nie by die regte, die enigste waarheid uitkom nie. En dit maak maar net dat ons onsself nie moet loskeer van hom nie. Want dis waar die veilige plek is, aan sy hart, in ons eie tempels. Baie dankie.